die katechese is. En ja, het is vir my lekker om allemaal se stemme te hoor en allemaal volgende te sien. Ons wil sommer net baie welkom vir die van die merkers wat die volkuier vir ons vanoggend. Nuwe mense uit die baie vir ons en so baie welkom aan julle. En mag julle dit geniet hier saam met ons. En dan wil ons net vir Paul Heymans en sy dogter Tyler, wat belydenis van geloof gaan aflê, later vanoggend wil ons baie welkom sê, en saam met al die familie en vriende wat vanoggend hier is. Julle sit sommer so 'n paar banke vol, en julle is baie welkom vir hierdie baie spesiale geleentheid. Vriende, net 'n paar afkondigings. Oosgemeente beroep volgende jaar, as julle iemand van weet wat dalk belang sal stel, daar is inligting in die voorportaal op die tafel. En dan vanaand is ons Kershangdiens, die ring van Uitenhaag trek vanaand saam hier. So julle is baie welkom om vanaand te kom. Die kinders gaan ook deelneem, die kinderkerkkinders en die kinderkranskinders wat by Oosgemeente is, gaan deelneem. So ons gaan so van 6:30 se kant af al musiek maak voor die tyd, maar die erediens vanaand, die Kershangdiens begin om 7:00. En dan wat ons Kersmark aanbetref, vriende, is almal welkom. Help ons asseblief met 'n paar goeders. Ons het melktertpap nodig, iemand wat dit kan maak. Dis nou melktert sonder die tert, dink ek, of sonder die kors, of ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar dit is daai goed wat jy, sonder die kors. Nou daar's 'n resep daarvoor, en ons sit dit gewoonlik in die pannekoeke. So as daar iemand is wat bereid is om dit te maak, gee net jou naam op in die voorportaal, asseblief. En dan het ons veral hulp in die saal nodig om toesig te hou, tussen 1 en 3 en 3 en 5 in die middag. So, die lyste is daar in die voorportaal, sit jou naam asseblief op. En die lekkerte daarvan is dat kinders het nogal geniet om saam te kom werk. So daai tyd is die skole al het gesluit en alles. So bring jou kinders saam, sit die name van die kinders ook op, want hulle kan regtig vir ons help met die toesighouding, of om te help pak, of wat ook al daar in die saal. Ons gaan 2 keer braai, die Dinsdag aand en ook die Vrydag aand. So as daar iemand is wat 'n kontak het vir hout, of wat bereid is om hout te skenk, ook die naam net daar op in die voorportaal opsit, en hoeveel jy bereid is om te doen. En ons soek tafels, die plekke waarby ons tafels gekry het, se tafels is nie altyd in 'n goeie toestand nie, so ons kort 'n paar tafels. Dis hierdie staaltafels, daai tipe grootte, nê, Anna, as ek kan sê. Dit kan ook 'n opslaantafel wees. Ons sal nie swaar gewig daarop sit nie, maar sê dit ook vir ons. En dan alle hulp in die saal of in die tent, sit asseblief jou naam net daar in die voorportaal. Vriende, hierdie is 'n spanpoging. Ons kan dit nie sonder hulp doen nie. Ons het baie hulp nodig. So ons vra dat jy asseblief ons span daar sal bystaan. En dan is vandag die afsluiting van die katechese, so van volgende Sondag, as gevolg van die eksamens wat begin, of al reeds aan die gang is daar nou nie meer katechese in kinderkerk nie. So ons wil graag by hierdie geleentheid, veral ons leiers by die Jeug at Noord, baie dankie sê vir julle toewyding vir die kinders. Almal wat daarbey betrokke is, almal wat help, almal wat getrou is in die bediening van ons kinders op 'n Sondag. Ons waardeer dit regtig vreeslik baie. En ons sê net vir julle baie dankie. Ek dink ek ruik so 'n bietjie na rook, want ek dink die kinderkerkkinders, hulle gaan wors braai daar buitekant en die vuur is al aan. Ek was net nou daar goed, so dis 'n lekker groot verrassing. Ek gaan julle nie lank hier hou nie, sodat julle kan kan kuier daar aan die ander kant by die kinderkerk. Vriende, die deurkollekte kan julle daar in die bokse gooi. Dis vir die gemeentefondse. Nosselplan se pastorie word verkoop. As julle weet van iemand wat belangstel om 'n huis te koop, kan julle met Rina in verbinding tree. Die huis met net bediening is dringend op soek na hulp. Dis die huis vir gestremdes in ons gemeente. En daar's 'n paar mense wat al gesê het dat hulle bereid is om te help. So kontak my asseblief daarvoor. En dan sit ek maar net 2 mense by vir voorbidding. Dis ook op ons WhatsApp groepe. En dit is dat Seppi de Lange 'n hartaanval gehad het in die week en dat hy 'n dubbele hartomleiding gehad het, maar hy doen baie goed. Hy is nog in ICU, kan vir hom bid, en dan ook vir hom Willie Rousseau wat 'n terugslag gehad het aan die Louise. Ons bly ook voorbidding doen vir julle en dan ook vir al die ander mense wat op ons WhatsApp groep se voorbiddingslys is. Dis kindertyd, kinders, kom gou vorentoe vir oulaas vir die verjaar.
Maar vanaand sien ons julle mos nou by die kerssangdiens. So, sien baie uit daarna. Julle moet vanaand nou al reeds 6:30 hier wees, net aan die Suidie. 6:30 in die kerksaal, moet julle by mekaar kom saam met julle mammas en pappas, dat ons so 'n bietjie daar kan oefen vir vanaand, vir oulaas. Ok, ek wil gou by julle hoor. Wat gebeur, ekskuus tog, wat gebeur in die nag, as dit nou beerkrag is? Dan's dit? Dis donker, pikdonker. En as dit nou so donker is julle 'n bietjie skrikkerig. Is julle nie bang vir die donker nie? O, jene, daar gaan my boodskap nou aan julle vandag. Maar okay, maar as dit nou pikdonker is op 'n plek, gaan julle maklik in 'n plek in waar dit donker is? 'n Vreemde plek? Nee. Dan is mense 'n bietjie bangerig, nee, dan is mense 'n bietjie skrikkerig. Nou wat kan jy dan aansit om jou beter te laat? Dankie tog, jy red my boodskap vandag. Mense sit 'n lig aan, en as jy die lig aansit, dan is dit nie meer? Ja, daar is hulle. Slimmer kry mense nie as julle nie, nê. En dan voel mense hom ook 'n bietjie beter. Nou Jesus sê in Johannes paar keer, en ook in Johannes 8 sê Jesus, maar hy is soos 'n lig in die donker. Nou as daar 'n lig skyn, dan is daar nie donkerte nie, is ek reg? Die lig verdryf die donkerte. Jesus sê, hy is soos 'n lig. En hy is nie afhanklik van Eskom nie, nê. Daar's nie beerdkrag by hom nie. Jesus is 'n lig wat altyd skyn. Hy's altyd by ons en hy's altyd sterker as enige donkerte. So, dan hoef ons mos nie bang te wees vir niks nie. Want Jesus is by ons en Jesus is altyd sterker as die donkerte. Ja, stem jy saam? Ek is so bly. Kom ons bid. Here Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike klompie kinders wat U vir hierdie gemeente gegee het. En dankie vir die ooms en die tannies en almal wat help en die pappas en mammas wat help om vir hulle dit baie spesiaal te maak, ook vandag. En Here Jesus, dankie dat U soos 'n lig is wat helder skyn in ons lewens en dat U altyd skyn en dat U altyd sterker is as die donkerte. Mag hierdie kinders dit self ervaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie kinders. Lekker gaan worsbroodjies eet en pret hê. Ons sien julle vanaand. Vriende, ons tema vir die hele kwartaal is 'n lewe van dankbaar wees. En vir die nuwe mense het ons gesê, dit is wetenskaplik bewys dat om dankbaar te wees bydra tot die ervaring van geluk. Dis die sielkundiges sê dit almal. Om 'n lewe van dankbaarheid te hê, verg oefening. Want ons is gewoonlik in die oefening om die negatiewe raak te sien, die potholes en die inbrake en die vuilheid op die strate en die negatiewe mense. So ons moet eintlik 'n besluit neem om anders te dink en anders op te tree. So om dankbaar te leef verg in oefening. En ons help mekaar nou daarmee deur elke Sondag in hierdie kwartaal vir mekaar te vra, waaroor is jy dankbaar? So draai gou na mekaar toe. Die gesinne wat saam sit, of as jy alleen is, het jy vrymoedigheid om na iemand toe te draai, of net by jouself na te dink oor, waaroor is jy dankbaar vir die afgelope 24 uur, of die afgelope week? Wat is die dinge, die mense, oor wie jy dankbaar is? Wat het gebeur, waaroor jy dankbaar kan wees? Is daar iemand wat dalk wil sê? Want onthou nou, daar's niks wat te gering is om oor dankbaar te wees. So is daar iemand wat dalk wil sê waaroor julle gepraat het? Dankbaarheid? Waaroor is julle dankbaar? Vir werk. Om 'n werk te kan hê is 'n groot saak.
veral in die tye waarin ons lewe. Ons kan dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Nog iets, nog net een. Ons is dankbaar oor ons kinders. Kom ons luister na Dawid in Psalm 63 en die opskrif is 'n Psalm van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die Juda woestyn. Nou, die woestyn is nogal nie, lyk my, aangename plek om sommer te bly nie. Nie veral nie in daai tyd nie. Waar mense kan plant nie en kan oes nie en waar water skaars is. So dit lyk vir my dis 'n uitdagende tyd in Dawid se lewe en dan sê hy, ek soek U, o God, my God, ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water, so dit lyk asof hy ernstig behoefte het aan God. Dit gaan met hom swaar. Dan sê hy, ek wil by U in die heiligdom wees, dis in die tempel, om daar U mag en grootheid te ondervind. En dan sê hy, U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Ergens het Dawid hier die liefde van die Here in die woestyntyd raak gesien. En dan sê hy, daarom sal ek U prys. Met 'n hart vol dankbaarheid prys hy die Here. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Dis hoe 'n lewe van dankbaar wees lyk, ten spyte van woestyntye. So kom ons maak ons oë toe. Ons dink vir 'n paar oomblikke na oor hierdie woorde van Dawid, wat eintlik 'n uitnodiging is aan ons. U troue liefde is meer werd as die lewe. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Amen. Vriende, hoor die hart van die drie-enige God, wanneer hy ons altyd groet, altyd na ons toe kom met die volgende woorde. Genade vir elkeen van julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Verlosser. En daardie genade en vrede word aan ons persoonlik bedien deur die teenwoordigheid en die werking van God se Gees, wat nie net by ons is nie, maar in ons woon. Kom ons staan en ons aanbid die Here saam met die musiekbediening. Here, rig my op deur die krag van die Gees, sodat ek meer soos U kan wees, waaroor al ek gaan. Hier is my hart, ek wil net meer vir U kan gee. My hele lewe lê ek neer, soos ek in geloof staan. Wat hulle sien, Here, rig my op deur die krag van die Gees.
U kan wees waaroor al ek gaan. Hier is my hart. Wil net meer vir U kan gee. Hele lewe lê ek neer soos ek in geloof staan. Is wat ons sien. Dieper in die water, strome van die Gees, sodat ek dag na dag net meer soos U kan wees. Mag ek oorloop van die lewenswater, die diepte van my hart, 'n fontein van ewigheid hier binne my. Lei my dieper in die water, strome van die Gees, sodat ek dag na dag net meer soos U kan wees. Mag ek oorloop van die lewenswater, die diepte van my hart, 'n fontein van ewigheid hier binne my. Dieper in die woord van U, my Vader, dieper in die volheid van die kraag. My lewe sal getuig van U getrouheid, as die wêreld my sien, sal dit U wees wat ons sien. Dieper in die woord van U, my Vader, dieper in die volheid van die kraag. My lewe sal getuig van U getrouheid, as die wêreld my sien, sal dit U wees wat ons sien. Step down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore You, hope of a life spent with You. To bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above.
to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hande gee ek my lewe oor, want Here troue God. In die hande gee ek my lewe oor, want Here troue God. Het my vrygemaak, het my vrygemaak, het my vrygemaak. U maak my vry, het my vrygemaak, my vrygemaak, het my vrygemaak. U maak my vry. In die hande gee ek my lewe oor, want Here troue God. In die hande gee ek my lewe oor, want Here troue God. Het my vrygemaak, het my vrygemaak, het my vrygemaak. U maak my vry, het my vrygemaak, het my vrygemaak, het my vrygemaak. U maak my vry. In die hande gee ek my lewe oor, want
Here, dankie dat ons vanmôre as vrygemaaktes hier kan staan. Here, nie as veroordeeldes nie, maar as erfgename. Here, want ons het 'n hemelse Vader, wat my Vader is, wat ons Vader is. En dit maak nie saak wat ek van myself dink nie, dit maak nie saak hoe onperfek ek dink ek is nie. Ek is u erfgenaam. Ons is u erfgename, Here. Baie dankie dat u u seun gestuur het aarde toe, Here, om ons te kom vrymaak van hierdie sonde las, van hierdie juk wat ons so probeer onderdruk, Here. Dankie dat ons net kan opkyk na u toe. Dankie dat ons op ons knieë kan gaan en sê, Here, hierdie lewe druk vir my, Here, en dat u vir my help, en dat u sê, jy's my kind. Jy's my erfgenaam, ek is hierso vir jou. Seën asseblief vir Toby, Here, die boodskap vanoggend. Here, baie dankie dat ons weet dat u is hier vanmôre en u is welkom hier by Uitenaag Noord. Amen. Baie dankie aan die musiekbediening. Ons teks vir die vanoggend is uit Johannes hoofstuk 1 en ook Johannes hoofstuk 9. So ek gaan so 'n paar teksverse lees uit Johannes 1 en dan ook uit Johannes 9. Wanneer daar oor die geboorte van Jesus gepraat word, dan word na hom verwys as die woord. En dan staan er in vers 4, in hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan vers 9 wat sê, die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. En dan uit Johannes hoofstuk 8, vanaf vers 12, op ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. So, ons werk vanoggend en dink oor die woorde van Jesus, dat hy die lig is vir die wêreld. Nou, toe ek op skool was, het ons altyd met lang vakansies Kaap toe gegaan en ver gery. Van Pretoria af 'n paar jaar en toe van Windhoek af 'n hele klompie jare. En omdat dit so ver afstand was, het my pa in daai tyd gehou daarvan om in die nag te ry. So 'n gedeelte of 'n groot deel het ons in die nag afgelê. Toe was dit nog veilig om in die nag te ry. En nou daar in Namibië is die afstand om ons so 200-300 km tussen die stede, so raak 'n bietjie aan die slaap. En dan onthou ek nou dat 'n mens nou wakker word partykeer en dan sien jy nou daai volgende liggie daar, die volgende dorp of die volgende stad se liggie. Of wanneer 'n mens oor 'n bult kom, dan sien jy ook, daar is nou die stad of die dorp. En dadelik is 'n mens eintlik maar vervul met blydskap en met hoop dat dit nie maar net 'n plaasliggie is nie, maar dat dit nou regtig 'n volgende dorp of 'n stad is. En jy sien daarna uit om daar uit te kom. Jy hou maar dop. Vra ons nou almekaar, hoe ver nog is dit? So daai lig word so 'n simbool van lewe. Dit word 'n simbool van rus. Ons gaan 'n bietjie bene rek en bietjie rondloop. Dit is 'n simbool van veiligheid, want nou soos tussen mense, 'n paar keer het ons nou maar 'n bietjie motorprobleme gehad en dan voel jy nou 'n bietjie veiliger en naby die garage daar as jy daar 'n probleme het of 'n papband het of so. En dis 'n simbool van lekkerte, want jy gaan daar ietsie kan koop om te eet en om te drink. En as jy die dorp inry, is alles nou afhangende van hoe groot die dorp is, goed verlig. So nou sien jy die paaie en die strate en jy sien die besighede en jy sien die huise, jy sien die detail daarvan. Jy het net 'n prentjie in jou kop gehad, maar as jy inry, dan sien jy dit nou hoe dit werklik is. Nou wil ek graag hierdie beeld verder gebruik wanneer Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld.
Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Met ander woorde, Jesus kom vir ons alles sê wat ons nou van die kindertyd af oor lig gesê het. Hy kom sê, ek is vir julle soos lig. Ek is altyd daar. Ek is altyd sterker as die donkerte. Ek is die bron van blydskap. Ek is die bron van julle hoop. Ek kom gee vir julle hoop. Jesus gee vir ons iets waarna ons kan uitsien. Jesus is die simbool van lewe en hy gee lewe. Jesus gee rus, Jesus gee veiligheid. Jesus beloof lekkerte, 'n lewe in oorvloed. Ons het die afgelope 2 weke daaroor gepraat. En wanneer ons in 'n verhouding met Jesus staan, dan is alles helder verlig. Dan sien ons die lewe en alles wat daarop is, soos wat dit werklik is. So, hoe doen Jesus dit? Jesus is eerstens vir ons 'n lig oor wie God werklik is. Ek het nou gisteroggend stap ek van die buitekant af van die kombuis in en ek weet nie wat ek gedoen het nie, maar ek klap my bril van my kop af en flenters is die raam. So dis ek nou eers na die speksuiwers toe. Ek hoop hulle gee my afslag. Speksuiwers toe en ek sê help asseblief. Maar nou het ek my leesbril op. Julle, dit is moeilik om te kan sien met jou leesbril. Om te kan ry met jou leesbril. Nou het ek 'n ou bril hier op, so ek sien julle. Ek sien daarom daar ook so iets as ek nou verkeerd lees met julle sê. Dit is dieselfde as die lig. Jesus kom en hy sit vir ons 'n goed getoetste bril op, sodat ons vir God kan sien soos wat hy werklik is. Ons ken mos nou vir Jesus. Ons ken sy pa en ma. Hulle was goed bekend van die mense van daardie tyd. Ons weet dat hulle maar so van 'n agterlike dorpie afgekom het, wat nie eintlik maar gereken was nie. Hulle was nie geletterd nie. Jesus was nie geletterd nie. Jesus het niks geskryf nie, self nie. Geen geskrifte vir ons agtergelaat wat hy self geskryf het nie. Jesus is iemand wat moeg geraak het en wat dors geraak het en wat honger geraak het. Jesus het hartseer geraak en hy het gehuil. Hy was angstig. So mense kan na Jesus kyk as 'n historiese figuur en dis oukei so. Maar vriende, ons teks sê baie meer en hierdie teks bevestig dit in Johannes 1:18 wat sê niemand het God ooit gesien nie. Ons weet nie wie God werklik is nie. Die Ou Testament verduidelik maar vir ons 'n stukkie van wie God is, 'n bietjie van wie God is, maar sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Die bekendmaking van Jesus, of van God, vind deur Jesus plaas. Dis wie hy is. Jesus wys vir ons wie God is. Nou kyk 'n mens bietjie noukeuriger na Jesus, en jy luister na sy woorde, en jy ontdek dat dit radikaal anders is as wat die wêreld verkondig, en dat in hierdie woorde is daar wysheid, en dan sê Petrus, dink ek op 'n stadium, na wie toe sal ons gaan, Here, U die woorde wat lewe gee. Met ander woorde, wat dit beteken, is dat dit lewe is, dit woorde is wat ons kan inwerk in ons lewe in, en dat ontdek ons, dis die beste manier van lewe. Ons kyk na Jesus se wonderwerke en dan sien ons, maar dit is die manier waarop hy bewys het dat hy die hemel aarde toe gebring het, dat daar 'n nuwe manier van lewe op aarde is wat beter is as die manier waarop ons vir onsself kan uitwerk of verdien. En dan sien ons wie die mense is met wie Jesus tyd spandeer. Natuurlik met alle mense. Maar dis veral die randfigure, die ouens wat nie deel is van die groep nie, die mense op wie die middelklas neersien, die mense wat die meeste van die ander mense vermy,
en lelike goed van sê en aannames maak en stereotypeer. Dis die mense met wie Jesus die meeste tyd spandeer. En dan sien ons mooi hoe Jesus mense hanteer, van die geringstes af. Ja, die ouens wat dink hulle is heilig, hy laat hulle nie wegkom daarmee nie. Maar die ander mense hanteer hy die meeste van hulle met liefde en met deernis. En dan ontdek ons sy motief agter dit alles. En dit is omdat hy mense liefhet. En dis die rede waarom hy ook aan die kruis sterf vir jou en vir my. As jy vandag voel dat jy nie in is nie en nie goed genoeg is nie, en dat mense op jou neerkyk en dat jy swak vergelyk met ander mense, dan sou Jesus vandag tyd met jou spandeer het. Want Jesus kom wys vir ons wie God is. God is liefde. Romeine 5, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Goddeloses. Heidene. Ouens wat ernstig droog maak. Sondaars. Ouens wat niks verdien nie. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige, vir 'n goeie mens nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin dat Christus, Jesus, vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dit is deur Jesus dat die lig kom skyn op wie God is, dat hy liefde is. 1 Johannes 4 bevestig dit, werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie. Ons het nie vir God lief en daarom het hy ons lief nie. Nee, werklike liefde is nie dit nie. Die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes, as sondaar mense. Jesus sit vir ons 'n bril op. Jesus laat die lig skyn op wie God is. En ons sien dat God liefde is, soos 1 Johannes 4 dit 2 keer sê. Kan ek vir jou uitnooi om saam met my te erken vanoggend dat baie van ons nog in die duisternis is oor wie God is? Ergens sal ons intellektueel saamstem met God is liefde, maar as die pop op die fan straik in ons gewone lewe, dan hier in ons agterkop, dan dink ons, okay, God vergelyk my, maar ook soos ander mense my vergelyk, en soos wat ek myself met ander vergelyk. God is in die veroordelingsbesigheid. Kyk hoe straf hy vir my. God is in die strafbesigheid. Ek maak dit nie in God se oë nie. Ek is nie goed genoeg nie. Hierdie slegte dinge gebeur omdat ek sleg is. Nee, vriende. Kyk na Jesus. Kyk hoe tree hy op teenoor sondaar mense. Kyk wat doen hy aan die kruis vir mense wat onverdienstelik is. En dink weer, laat Jesus die lig wees wat skyn oor wie God is. God is liefde. Maar God kom ook in Jesus en laat die lig skyn oor wie ons is, wie jy is en wie ek is, ons ware diepste identiteit. In die volgende hoofstuk, Johannes hoofstuk 9, kom Jesus en sy disippels by 'n man wat blind gebore is en dan sê die disippels, wie se skuld is dit? Syne of sy ouers se? En dan is daar deel van Jesus se antwoord is dan die volgende: terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. So wat doen Jesus nou? Hy verlig sy fisiese oë. Hy genees hierdie man. Hy smeer 'n bietjie, dit klink nie 'n bietjie gory vir ons, maar dit was nou gebruik in daai tyd want hulle het gedruk dat spoeg het genesende krag, so hulle dit Jesus het gespoeg op die grond en klein gemaak en sy oë aangesmeer en dit het gesê gaan was jou in die Siloam bad. So Jesus genees hom dan. Dan keer hy terug na sy mense toe, hierdie man wat nou kan sien, en dan kry hy weerstand. In plaas van blydskap,
hy wat kan sien, kry weerstand van sy eie mense. En hy kry weerstand oor sy getuienis dat dit Jesus is wat hom genees het. En die Fariseërs gee hom gas. Hulle druk hom om iets leliks oor Jesus te sê. Sê, dit kan nie wees nie. En dan draai hulle die Fariseërs na sy ouers toe en sê, maar wat sê julle? Dan sê hulle, nee, hy's oud en lelik genoeg, hy moet maar vir homself praat. Hulle laat hom heeltemal in die steek. En dan sit hierdie Fariseërs weer verdere druk op hom, tot op die punt dat hulle hom uitban uit die sinagoge toe. Hy mag nooit weer daar kom nie. Dit was 'n geweldige skande in die samelewing, wanneer jy nie meer toegelaat word om te kom aanbid in die kerk nie. Maar hy bly die hele tyd by sy getuienis. Dit is die waarheid. Dis wat gebeur het. Dit is Jesus wat my genees het. Hoe kry hy dit reg? Ons moet teruggaan na toe hy by sy eie mense terugkom en daar siende opdaag en die mense stry oor, is dit nou regtig hy? Dan antwoord hy met presies die woorde, en is in die Grieks ook presies net so, soos wat Jesus homself bekendstel aan die mense. Dit is ek. Dit is ek. Is hierdie man dan net soos Jesus? Ja. Hy het dieselfde identiteit as Jesus. Soos wat daar oor Jesus gesê is dat hy die geliefde seun van God is, soos hierdie man nou ook die geliefde seun van God. Hy weet presies wie hy is, want Jesus het nie net sy oë genees nie, maar ook sy oë verlig, sodat hy nie net vir Jesus kon sien wie Jesus werklik is nie, maar ook homself. Ek is God se geliefde kind. Daarom kon hy vas staan onder hierdie geweldige druk wat sy eie mense op hom geplaas het. Jesus kom, vriende, en hy wys vir ons wie God is, en hy kom wys vir ons wie ons is. En wanneer dit gebeur, kan ons vas staan. Vas staan in moeilike omstandighede. En Tyler gaan net nou vir ons dit bevestig. Maar laastens, vriende, wys Jesus ook vir ons as lig die pad wat ons moet loop. En dit het alles te maak met wat ek nou net oor God gesê het en oor ons identiteit gesê het. Ek wil hê dat julle hierdie baie mooi hierna moet luister. Ek het gister weer vinnig net na 'n artikel gaan kyk wat dit bevestig. Ons weet almal dis waar. Die navorsing wys dit, een na die ander artikel sal dit net bevestig. En dit is die deurslaggewende invloed wat ons verstaan van ons identiteit, wie ons is, op ons gedrag het. Dis deurslaggewend. My verstaan van myself, of ek dit weet en dit kan formuleer, of dit net in my agterkop is, het 'n bepalende invloed op gedrag. As ons nie mooi verstaan wie ons is nie, as ons kinders nie mooi verstaan wie hulle is, wat hulle ware identiteit is nie, sal ons en ons kinders geneig wees om ons te laat beïnvloed deur die groep waarin ons behoort, of die belangrike mense wat ons dalk wil tevrede stel. Ons sal ons keuses en ons gedrag laat beïnvloed deur hulle, as ons nie verstaan wat ons ware identiteit is nie. Ons sukkel om in die hitte van die oomblik daar buite die regte keuses te maak
en op die regte manier op te tree en op te staan teen die groep waaraan ek behoort. Dit gebeur wanneer ek nie my identiteit verstaan nie. Daarom is die beste ding wat ons vir ons kinders kan leer, is wie hulle werklik is. Ons doen verskriklik baie moeite om vir ons kinders te help om die regte ding te doen. Wat is die regte optrede in die omstandighede? Hoe moet julle kies? Wat moet julle doen en nie doen nie? Maar as dit nie gerigsteen word deur 'n verstaan van wie hulle is nie, gaan hulle sukkel om in die hitte van die stryd te weet wat om te doen. Die verstaan van ons identiteit is deurslaggewend vir gedrag. En vir elke keuse wat ons maak. Dis waarom Jesus so baie moeite doen om vir ons te help om te verstaan wie ons werklik is. Dat ek en jy, dat ons geliefd is, dat ons God se geliefde seuns en dogters is. En daarom is dit nie vreemd nie, dat Jesus, wanneer hy sê, wat is dan die goue reël vir die alledaagse lewe, is Matteus 22, wees lief vir God in alle omstandighede, wees vir jou naaste lief, met ander woorde, almal wat jou pad kruis, met ander woorde, soek hulle voordeel, en nie jou eie voordeel nie, dis wat die deurslag gee. So as ek verstaan dat God liefde is, en ek is God se geliefde kind, dan volg dit logies, dat ons weet wat om te doen in die hitte van die oomblik, ons moet lief hê. Soos Jesus, dis sy voorbeeld, en dis wat dit beteken om in die lig te lewe. Dis wat dit beteken om in die lig te lewe. En nou is dit belangrik om te verstaan wie God is. En my volle vertroue daarin te stel dat God liefde is. Want hoe kan ek aanvaar dat ek God se geliefde kind is, as ek nie glo dat God liefde is? So meer vriende, dit vir my deurbreek in my lewe, en ek stywer daaraan vashou dat God liefde is, en stywer vashou aan my ware identiteit, en dit is dat ek God se geliefde kind is, hoe makliker word die lewe vir my, in terme van die volgende tree, en die volgende keuse, en die volgende besluit. Hoe meer ek aanvaar dat God liefde is, en hom toelaat om my te bedien met wie hy is, hoe meer ek aanvaar en my volle vertroue daarin stel dat ek God se geliefde seun en dogter is, hoe meer lewe ek in die lig. As 'n lewenslange proses van leer en leef, en dit nie reg kry nie, maar weer vashou aan wie hy is, en wie ek is, en weer uitgaan en in die lig lewe. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stilte, waarin ons so 'n bietjie nadink oor wat die Here ook nou vanoggend vir ons gesê het. Here Jesus, U is die lig. Daar is geen duisternis in U nie. Wys vir ons al hoe meer wie God werklik is. Wys vir ons wie ons werklik is. En help vir ons om te lewe in die lig, as mense van die lig. Amen. Ek wil vir Paul vra, Heymans, om vorentoe te kom, en Tyler,
En ek het vir Tyler gevra of sy kan sien om hier bo te kom sit. So sy het gesê nee, sy's lus om hier bo te kom sit saam met haar pa. Hulle kan sommer hierso voorkom sit. Gelukkig het sy 2 sterk boetas. Kom sommer so omdraai na my kyk. Is jy okay? Die storie werk so, sonder om die detail te vertel, dat Paul so is dit nie afgelope jaar. Het Paul net, ek dink hy het werk toe gery of teruggery van werk toe af en die Here het net sy lewe aangeraak. Hy het die Here gevra om te help en daar sy hart vir die Here gegee. En hy het nooit belydenis van geloof afgelê nie en toe Siska, sy vrou my gekontak en gesê maar hy wil graag belydenis van geloof aflê in die openbaar. En Tyler het ook is ook gedoop, maar ook nie belydenis van geloof afgelê nie. En dit is so 'n wonderlike voorreg om vanoggend dit saam met julle te doen. Ons het baie uitgesien na hierdie dag, nê? Ja. Goed, ek gaan gou hierdie net lees en dan moet julle net antwoord. Julle ouers het julle laat doop toe julle nog 'n baba was. Toe het God al vir jou gesê dat hy jou baie lief is vir jou. Jy het God leer ken as die een wat lief is vir jou. Jy het ook vir God lief geword en vir ons gesê dat jy dit baie graag hardop vir die hele gemeente wil sê. Jy kom vandag vir die Here en die gemeente sê, julle albei, dat Jesus jou Here is, dat jy hom bo alles en almal liefhet, dat jy elke dag sal leef soos die Bybel ons leer, al sukkel ons baie keer, nê? Dat jy gereeld sal bid, dat jy getrou kerk toe sal kom, en dat jy ook vir ander mense lief sal wees, soos ons nou gesê het. Ons weet dat julle regtig lief is vir die Here. Julle kry nou die kans om dit hier vir die gemeente te sê, en daarom gaan ek eers hierdie paar vrae lees, en dan kan julle op die einde antwoord. Glo julle dat die Here baie lief is vir julle? Is julle ook vir die Here lief en beloof julle om elke dag vir hom te lewe? Glo julle dat Jesus al julle sondes vergewe het, en dat jy God se kind is? En beloof jy om te luister as God se kinders jou wil help om reg te lewe? Wat is julle antwoord, Paul en Tyler? Paul en Tyler, julle het nou vir ons almal gesê dat julle glo. Julle het ook beloof dat julle vir die Here gaan leef, en ons is baie bly saam met julle, en sê nou vir julle dat ons julle welkom heet hier, as belydende lidmate van NG Kerk Uitenaag Noord. Gemeente, wees lief vir hierdie nuwe lidmate. Hulle is julle broers, of julle broer en suster in Christus, en moedig hulle aan en help hulle om elke dag vir die Here te lewe en bid vir hulle. Okay. Nou gaan ons vir jou geleentheid gee. So ek wil jy moet so 'n bietjie omdraai, na die mense kyk. En ek het vir Tyler gesê, sy moet vir my sê wie sy is. Ek is God se geliefde dogter. Wag. Ja? Ons kan hom 'n bietjie nog harder sit. Hy's aan. Ek is Tyler Heymans. Ek is God se geliefde dogter en hy is bly met my. So, sy is Tyler Heymans, sy is God se geliefde dogter en hy is bly oor haar. Jy mag dit nooit vergeet nie. Niemand mag deur wat hulle sê of doen vir jou van daai waarheid af wegneem nie, want hierdie is die waarheid. En ek is bly dat jy dit nou so uit jou kop uit ken. Jy moet dit altyd onthou. Paul, jy ook. Jy is net sy geliefde seun en nie dogter nie. Kom ons draai gou om, as ek wil vir jou kersie aansteek, Tyler. En hierdie 3 kerse is 'n simbool van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek gaan hierdie kersie vir jou aansit en vir jou gee
om vir jou te sê, maar omdat jy God se geliefde dogter is jy nou 'n lig vir ons almal. Vandag deur jou getuienis het jou lig in ons lewens geskyn en teenoor almal wat jy hierdie liefde en getuienis uitleef, hoor. O God, o gesond. Siska, wil jy voorkom staan? So ons gaan nou so draai na daai skerm toe. Net nadat ek gebid het, gaan ons You Raise Me Up sing. Siska het gevra dat ons dit 'n spesiale dag vir hulle sing, You Raise Me Up, omdat dit 'n gunsteling lied was van Paul se pa. En sy sê Paul se pa sou so trots gewees op hom vandag, en ook vir hulle as 'n gesin is dit 'n baie spesiale lied. So ek gaan net vir hulle bid en dan staan ons vir die slotlied en dan bly ons ook staan vir die seën, en dan kan ons sommer die seën van die Here ook op hulle af sing deur 'n hand uit te steek na hulle. So ek wil eerstens baie geluk sê vir julle. Paul, en baie geluk. Siska ook vir julle en vir almal van julle wat vanoggend hier is. Dit is 'n baie spesiale dag vir ons almal. Here Jesus, baie dankie dat U lig laat skyn oor in ons lewens. Ergens tussen die werk en die huis het U lig laat skyn in Paul se lewe. Ergens het U lig deurgebreek ook vir Tyler. En kon sy en hulle het albei vandag hierdie keuses maak en bely dat U vir hulle lief is en dat hulle dit glo en dat hulle vir U lief is. Mag hulle albei onthou dat hulle God se geliefde kinders is en dat U bly is oor hulle lewens. En dis wie hulle is. Finish en klaar. Die laaste sê en die eerste sê oor hulle lewens. Ons eer U daarvoor en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come, my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me
to more than I can be. Wanneer ons na Jesus toe kom, dan het ons die bron van lig en die bron van lewende water. Jesus sê, as ons na hom toe kom en naby hom lewe, sal daar 'n stroom van lewende water uit ons binneste vloei na almal rondom ons. Vriende, ontvang die seën van die Here en dan sing ons dit ook op mekaar af, veral ook op hierdie familie, die Breër familie en op Paul en op Tyler en op Siska. En ons weet dat ons draers van hierdie tipe lig, God se lig, ook in die wêreld is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle wees oral waar julle gaan.